Baie welkom by die volgende episode van die Woordwys podcast. Vandag is ek weer stoksiel alleen. Nee, dis Aubrey, as julle nie my stem kan herken nie. En Johan het ongelukkig ander take om te doen en hy gaan huis toe die naweek. So ons sou weer vir 'n week omtrent nie by mekaar kon uitkom nie, wat 'n week sonder enige episode sou wees. So het ons maar goed gedink om net vir nog 1 week aan te gaan soos wat ons gedoen het laasweek en die week voor dit, wat ons elkeen ons eie episode doen. So ek gaan nog my eie episode die week doen en dan gaan hy my weer join volgende week wanneer ons beide se klasse min of meer verby is en ons net die eksamen het wat voor lê en bietjie meer tyd sal oop hê om hierdie goeters te kan doen. Beteken nou nie ek sê ons leer nie vir die eksamen nie, natuurlik leer ons vir die eksamen. Ons het net dan nie die worry van take of klasse of enige ander goed nie, so dan sal ons bietjie meer daarby kan uitkom. Vandag se onderwerp wat ek bietjie oor wil praat is ietsie wat dit sluit soort van aan by Man van God of Man van Gebed. Dit is die tweede episode wat ons gedoen het, maar daar is tog 'n ander deel daaraan wat ek nog steeds wil bylas en dit is ietsie wat ek baie meer gewandel het met die Here die laaste 3 maande en ek het nou met my navorsing maar nog bietjie ander verse gaan soek wat en ander dele gaan soek en gaan probeer onthou wat half opback wat ek sê en wat ek geleer het in hierdie deel van my lewe wat ek nou ervaar het. So dit mag dalk klein bietjie de mekaar hier en daar voorkom, maar ek glo en vertrou die Here sal my woorde reg gebruik en dat ek sal sê wat gesê moet word. En ek gaan nie nog langer aangaan en dit uitstel en uitstel te begin nie. Gaan sommer dadelik begin en ons spring vandag in Johannes 6 vers 22 tot 40 in. Nou ek gaan nie alles lees vandag nie, dan dit is 'n redelike stuk om te lees. So ek gaan net paar versies uitwys, maar in hierdie gedeelte wat ons van praat, is Jesus besig om die mense te leer. Hy sê vir hulle in vers 26, julle soek my, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie, en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Nou, die Jode is eers 'n bietjie de mekaar hierso, hulle verstaan nie mooi wat Jesus probeer sê nie, en daar so 'n dialoog tussen die mense en tussen Jesus, en Jesus sê later in vers 35, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. En dit sluit 'n bietjie aan by Johannes 4, waar hy met die Samaritaanse vrou praat by die fontein. Die fontein glo ek is dit. En hy sê in vers 14 dat wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Ek gaan daai net weer lees, net sodat daar nie enige te mekaarheid is nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. So Jesus het by die Samaritaanse vrou die water gebruik en hulle het hierso die brood deel gebruik en dis interessant en hierso het hulle is besig om die brood te eet nadat hulle oor die see was. So as jy nou die stukke gaan lees, die Samaritaanse vrou is by 'n put en dan gebruik Jesus die water metafoor en hierso gebruik hy die brood metafoor. So is baie cool hoe Jesus die mense se situasie in ag neem wanneer hy hulle leer. Dit is baie praktiese maniere om hierdie mense te leer en om die omgewing te gebruik om hulle te leer. So dit is ietsie wat ek dink ook ons kan leer as dit kom by disippelskap en om mense nader aan die Here te bring, maar dit is weer eens ek sê dit nog ons baie, dit is 'n topik vir 'n ander dag, dit is nie wat ons op fokus vandag nie. Wat ons vandag op fokus is die deel wat Jesus sê, hy is die brood wat lewe gee. Ek kon nie help toe ek dit gelees het en in die kerk, want ons het 'n reeks gedoen deur Johannes, toe ons dit gelees het, toe link dit vir my vreeslik met Matteus 6 vers 9 tot 13, dit is natuurlik nou die Onse Vader, waar Jesus vir ons sê, gee ons daaglikse brood. En ons daaglikse brood is natuurlik
dit wat jy nodig het dag tot dag om te lewe, om te survive. En dit kan kos wees, dit kan emosionele support wees, wat ook al dit is. Maar ek dink wat hierdie meer op fokus is meer ons spirituele gesondheid en spirituele afhanklikheid van God. So ons weet vir ons fisiese liggaam, ons almal het kos nodig om te kan oorleef. Ons het kos nodig om te groei, ons het kos nodig om gesond te bly, ons het kos nodig om te kan vorentoe beweeg. En ek dink, net soos wat ons fisiese behoeftes het ons ook geestelike behoeftes nodig. Ons het geestelike kos nodig, ons het geestelike kos nodig om te kan groei. Ons het geestelike kos nodig om te kan vorentoe beweeg, ons het geestelike kos nodig om net na onsself te sien en seker te maak ons is geestelik gesond. En die rede hoekom ek dit sê, is omdat dit baie evident is in die wêreld vandag, hoe honger mense spiritueel is. En hoekom sê ek dit? Ek dink ons is vandag in 'n tyd wat mense baie verlore is. Hulle het soveel opinies van buite af en goeie wat in die wêreld rondom hulle gebeur, dat ek dink almal binne hulle besef, daar is ietsie groters daar buite om na te streef as wat ons nou sien en wat ons nou beleef. Daar is 'n groter doel daar buite. En vir ons wat die Here ken, ons het natuurlik die antwoord daarvoor, maar nou vir mense wat miskien dink hulle ken die Here, maar hom nie werklik ken nie, of wat nie die Here van weet of ken nie, hulle soek nog. En ons gaan vandag na so 'n paar dele kyk in die Bybel waar ons gesien het waar mense dalk nie Jesus gehaat het of God gehaat het as die brood wat lewe gee nie. En hoe bedoel ek dit? So die rede wat my wil laat maak het oor hierdie praat is ek het 'n quote gelees waar iemand gesê het, as Jesus nie ons daaglikse brood is nie, gaan iets anders daai rol vervul. En dis 'n heavy stelling en dis 'n belangrike stelling om in ag te neem, want as jy nie jou gees voed met die Here nie, gaan iets anders dit voed. Jou siel en jou gees gaan altyd iets soek om na te jaag om dit te vervul. Nou wat vir my baie cool is voordat ek aanbeweeg, actually, ek gaan daai aan die einde sê, ek gaan eerder wat ek eers gaan doen, is ek gaan sê wat se voorbeelde daar is van goeders wat ons probeer gebruik om Jesus te vervang in aanhalingstekens as ons daaglikse brood en hoe dit lyk as Jesus nie ons daaglikse brood is nie. So van die goeders die eerste ding wat ek gaan oor praat, wat ons daaglikse brood miskien kan word in plaas van Jesus as ons nie die Here ken nie, is seks. En dit is nou ongemaklike term of 'n ongemaklike woord, so ek skryf dit van uit, seksuele losbandigheid en enige iets immoreel in 'n seksuele sens. Ons het 2 great voorbeelde in die Bybel daarvan, 3 actually. Ons het van Samson, ons het Dawid en ons het Salomo. Nou, as ons na Samson gaan kyk, Samson was hierdie man wat soveel krag deur die Here is, fisiese krag gegee is deur die Here en 'n spesifieke rol en doel gegee is om die volk te red uit die mag van die Filistyne. Nou, sy ego het 'n bietjie in die pad gekom, maar die denominator wat konstant daarso was vir Samson was vrouens. Ons weet natuurlik die Filistynse meisie in die begin van sy verhaal het hulle praat is Rigters, ja. En dan het ons die prostituut het hulle van praat wat hy met die stadspoort se hek daar agter deur, daar sy dis die woord, op sy skouer reg oor die berge mee geloop het en dan die derde een Delilah, ons almal weet van Delilah wat Samson sy geheim aan verklap het en wat ultimately tot sy downfall gelei het. Tog het hy aan die einde die rol wat God hom gegee het vervul, tog het God reguit hom met 'n krom stok geslaan, maar vrouens en seks oor die algemeen het vir Samson teruggehou. En die tweede voorbeeld wat ons natuurlik is Dawid. Dawid was koning van Israel gewees, 'n man agter na God se hart. En toe gebeur dit natuurlik met waar hy vir Batseba dink ek raak altyd die mekaar tussen die Engelse uitspraak en die Afrikaanse uitspraak, waar hy haar van op 'n dak sien bad en hy besluit nee, hy soek haar en stuur die
Bathsheba se man in die voorlyne van die oorlog, hy gaan dood en baie ek het nou die dag gesien hoe hulle op Joe Rogan se podcast oor hierdie praat en hoe grossed out Joe Rogan eintlik was oor die hele storie, maar dit het net weer eens die punt geemphasize van hoe seksuele losbandigheid en seksuele drange baie kan lei tot die val van jou rol in die koninkryk en van hoe dit jou daaglikse brood kan word of die ding wat jy najaag omdat jy dink dit gaan jou meer vervul of meer betekenis gee in jou lewe. En ons weet natuurlik Salomo op die einde van die dag 700 vrouens gehad oor sy strek van heerskappy oor Israel. En ons weet natuurlik hoe hy baie waarsku eers teen die immorele vrou in Spreuke, maar hoe hy ook in Prediker gesê het aan die einde dat daai was ook net 'n gejaag na wind gewees. En dit is hoekom ek julle wil aanmoedig dat daai temporary plesier dat jy miskien uit seksuele losbandige aksies kry, of dit nou is om seks te hê of ander goeders te doen, daai is baie tydelik en dit los jou baie leeg. En dit is 'n sonde wat ons baie versigtig moet wees oor, want soos Paulus sê, dit is 'n sonde wat binne die liggaam plaasvind. Dit is een wat jou siel eintlik baie meer seer maak as wat dit jou gaan vervul. So probeer jou hart beskerm daarteen, probeer dit jou weerhou van blootstelling daarteen en wees bewus van wat jy jouself aan blootstel, want dit het 'n groot impak op hoe jy hierdie goed preserve, maar daai kan ek ook 'n separate podcast oor maak. So dit is die een ding wat mense baie hulle vervulling in probeer kry in plaas van Jesus. Die tweede ding wat ek raak gelees het in my navorsing was verhoudings. En dit sluit dalk miskien bietjie aan by die seksuele deel, maar dit is tog anders en ek sal nou verduidelik hoekom. Want in Matteus 10 vers 37 sê Jesus basies vir die mense, wie sy pa of sy ma of sy broer of sy suster liewer het as vir my, is nie werd om my volgeling te wees nie. Dis, ek dink, daai mag toch bietjie moeilik wees om te hoor, want familie is toch belangrik, familie is baie belangrik, ek bedoel, as ek net van uit my eie ervaring uitpraat, my familie is vir my die kosbaarste mense hier op aarde. Maar Jesus sê, as jy liewer is vir hulle, as jy lief is vir hom, is jy nie werd om sy volgeling te wees, en jy moet gehoorsaam wees en afhanklik wees van hom. En as jy nie is nie, sê Jesus, jy is nie werd om sy volgeling te wees nie. So, dis nou verhoudings naby in jou, maar ek dink ook verhoudings oor die algemeen, jy probeer 'n stukkie van jouself, in aanhalingstekens, soek in ander mense. En dit is ietsie wat ek ook onlangs, ek het bietjie geluister na gesprekke van mense wat praat oor verhoudings, en ek het nou nie ingechip nie, die persoon het maar bietjie vulnerable goeders gedeel daarso, maar een ding wat hy gesê het, wat ek nie meer saamgestem het nie, is dat hy soek iemand wat hom volmaak, en wie hy kan volmaak, en dit gaan eerstens nie gebeur nie, want jy probeer daai gat wat jy volmaak, vul met iemand wie nie perfek is nie. So dit gaan obviously nie uitwerk nie. En dit is ongelukkig 'n hartseer saak, dink ek, in vandag se samelewing is ons word so gesê dat betekenis word in verhoudings gevind. En jy vind jouself wanneer jy saam met die regte persoon is en al hierdie goeders, maar Jesus waarsku ons en sê, nee, as jy jou betekenis hierin vind, is jy nie werd om my volgeling te wees nie. Ons lees in Markus 10 vers 17-27 om na die volgende punt te gaan, hoe daar 'n ryk man na Jesus toe gekom het en hom gesê het, ek gehoorsaam die wet, ek luister na die teachings, wat kan ek doen om nader aan u te beweeg, of meer van u te weet, en Jesus sê hom toe, gaan verkoop al jou materiale, gaan verkoop alles wat jy het, en gee dan die armes, en kom volg my. En die ryk man was baie teleurgesteld geweest en hy het weggestap. En materialistiese goeders is maar ook ietsie wat ek dink ons probeer vervulling in vind, en een ou wat nou dadelik opsing vir my wat dit preach, is Andrew Tate. Nou jy kan jou eie opinies hê oor Andrew Tate, en oor sy hofsaake, en oor wat hy leer, en wat ook al, die een ding wat hy baie op fokus, en baie van hou om te emphasize is, dat jy moet geld hê om geluk te ervaar. Natuurlik praat hy ook hier en daar oor hoe jy mense naby jy moet hê, en hy praat oor God hier en daar,
maar die manier dat hy praat oor sy karre en oor sy horlosies en oor sy geld, ek dink dit skep die indruk vir baie jong mans wat, en dalk miskien vrouens ook, wat miskien verlore is in die wêreld, dat hulle betekenis gaan daarin gevind word, en soos Jesus weer eens vir hierdie man gesê het, jy gaan nie dit daar kry nie. Nog 'n ene wat ook eintlik interessant is jou roeping. Nou, ons weet van koning Saul natuurlik in 1 Samuel waar hy nie gehoorsaam was nie. Dit is nou toe hy die Amalekiete moes aanval en hulle totaal al verwis, niks vee of niks spaar nie, alles moet vernietig word, en toe het hy van die beste vees en die lammertjies en goeders gespaar. En dit was nie die opdrag van die Here gewees, en hy was deur Samuel en wat deur God instructed was met te doen, gesê, jy is nie meer die gesalfde nie, ons gaan iemand anders kry. En dit is eintlik 'n bietjie ander rigting, maar ek dink trots en ons eie instinkte is in daai geval ietsie wat ons ook dan probeer gebruik om ons lewens te vervul, wat ek dink is reg, wat ek experience om reg te wees, wat my opinie is en wat ek wil doen. Dit is waar ek my daaglikse brood uitkry en wat ek voel my vorentoe beweeg. Natuurlik gaan dit nie uitwerk nie. Ons het gesien hoe dit met Saul geëindig het. Hy het 'n baie bitter man geword en 'n man wat uit was op revenge en wat kwaad was vir God. En ons weet Spreuke sê vir ons, jy moenie op jou eie instinkte saak maak nie. Ek het nou genoem roeping, en toe het ek nou na 'n ander deel toe gegaan van jouself, maar om terug te bring na roeping toe. So, ons almal word geroep natuurlik om Jesus te dien, en om in die koninkryk te dien en ander mense te dien, en ons lees in Lukas 10 vers 38 tot 42, waar Martha en Maria in 'n huis saam met Jesus is, en Martha is besig om vir Jesus te bedien, en goeders reg te maak, seker koffie te maak of iets, ek is nie, hy is besig om Jesus te bedien, terwyl Maria net by Jesus se voete sit. En Martha raak bietjie geïrriteerd met Maria, en sy sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie, sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Martha het met die regte intensie haar bediening gedoen. Sy het met die regte mindset in dit ingegaan, en sy was uit daarop om Jesus te dien, en dit is wonderlik om die Here te dien, maar Maria het by Jesus se voete gaan sit, het haar daaglikse brood, het haar lewende brood, wat ewige lewe gee, gevind deur by Jesus se voete te gaan sit. En ek het 'n preek nou die dag geluister, en ek dink dis dalk bietjie meer op toepassing op pastore, dink ek, maar ek dink elkeen van ons kan daaruit leer, want veral ons wat nou bietjie meer van die Here ken, en om meer uit is daarop om groot te dien, en ek sê nie, dit is nou, probeer nie neerpraat op enigiemand in daai konteks nie, maar ons wat Jesus wil dien, ek dink partykeer, ons is so gefokus op dien die Here, in plaas daarvan om ons brood by die Here ook te gaan kry. En ek het 'n preek geluister van John Bevere gesê, dit is baie belangrik vir wanneer jy in bediening is, dat jy ook jouself nourish, dat jy nog steeds jou daaglikse brood by die Here kry, dat jy nou nie soos Martha net dien, en nie jou daaglikse brood by die Here kry nog steeds soos wat Maria doen nie. Dit is dan wat jy weer op jou eie kragte begin staatmaak, as jy net fokus op dien, in plaas daarvan om jou krag van die Here te kry. So, vir ons wat bietjie baie meer gefokus is op bediening, en oor waar ons dien, is dit belangrik om jy moet tog steeds nourishment kry. En as jy nie genoeg nourishment kry nie, dan gaan jy uitbrand op die einde, want jy hardloop op krag wat van jou afkom, en enige iets wat van ons menslik afkom is net tydelik, en is nie sterk genoeg nie, maar wat van die Here afkom is sterk genoeg. En ek dink die laaste twee dinge is kort dingetjies, ek dink drank en ons maag, ons begeertes. Filippense 3 vers 19 sê natuurlik van die mense wat, ek nie sê slegte Christene is nie, maar is basies hoe dit waar Paulus sê hulle doen skade aan die kruis van Christus. Wat ek het daai gaan lees, ek wil nou nie dit verkeerd hier so uitsê nie.
So Filippense 3 vers 18 tot 19 sê, ek het dikwels vir julle gesê en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe, vyande van die kruis van Christus. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardgesind. Nou, ek dink jy kan daai ook bytaai tot drank en om over-obsessively of net te veel te drink en baie dronk te word. Jy voel daar's hierdie leegheid en ek dink jy probeer daai leegheid wegdrink baie keer. En ek weet, ek praat weer eens uit ervaring uit, want ek was daar gewees in my eerste jaar en ek het regtig honger gehad vir ietsie en ek het gedink dit sal weggaan as ek meer drink of as ek miskien probeer meer meisies in die clubs optel. En ek is baie bly die Here het my gered daaruit en nou, ek kan nou met totaal en al sekerheid en confidence sê dat daai maak jou glad nie vol nie, maar die Here maak jou vol en hy maak jou oorvloedig vol. En dis 'n punt dat ek nou weer by sal uitkom. Maar kos en drank is ook ietsie wat ons soek om dit vol te maak. Nou, God waarsku actually vir die Israeliete in Jeremia 2 vers 13 teen enigiets aardeliks en waar jy verwag, dit gaan jy vervul. So in Jeremia 2 vers 13 sê hy, my volk het 2 sondes begaan. Hulle het my die bron van lewende water verlaat en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie. Dit wys net weer eens die tydelike aspek daarvan. Jy mag dalk tydelik voel met al hierdie goeders wat ek nou genoem het, met seks, met verhoudings, met materialistiese goeders, met jou roeping, met drank, met mense se opinies. Soos wat Paulus in Galasiërs 1:10 sê, jy kan nie God dien en mense vrees nie. As jy al hierdie goeders probeer gebruik om jou geestelike lewe te vervul, en met opinies bedoel ek natuurlik die opinies van mense in die sekulêre bedrywe soos die musiekbedryf, die filmbedryf, ander podcasters miskien, daai ook, en dan mense naby jou wat miskien jou boelie of jou neerpraat of jou op sosiale media goeie sê, daai opinies kan miskien ook jou bron van geestelike kos wees. En soos God in Jeremia sê, dit is tydelik, die waterbakke gaan bars, alles gaan uitvloei, dit gaan nie laas nie. Nou, God sê wel, wat sal laas, en ons kry dit in Deuteronomium 8 vers 3, waar hy vir hulle sê, 'n mens kan nie net van die brood leef nie, maar hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jesus haal hierdie ook aan wanneer hy versoek word deur die Satan in die woestyn in Matteus 4. So, ons sien dan, jy moet leef en afhanklik wees op die woorde uit die mond van God. Dit is die ware daaglikse brood wat ons moet kry. Dit is die ware daaglikse brood wat Jesus van praat in Johannes 6. Nou, ons het dan gesien al hierdie honger wat jy probeer stilmaak uit die wêreld uit en hoe God ons waarsku dat dit is leeg. Nou, en dan in Deuteronomium sê hy vir ons, nee, maar as jy moet ook leef uit die woorde van die mond van God. Nou, hoe lyk dit wanneer ons werklik Jesus ons daaglikse brood maak? En ek gaan 'n paar dinge aanhaal en dan gaan ek uit persoonlike ervaring uit ook bietjie praat van hoe ek hierdie ervaar het. So as Jesus ons daaglikse brood word, die eerste ding wat jy gaan agterkom, is dit is oorvloedig. Jy gaan meer as genoeg hê daarvan. En hoe weet ons dit? Jesus wys vir ons in oorvloed in baie van sy wonderwerke in die evangelies en in Johannes ook, van hoe die oorvloed van sy genade en die oorvloed van sy liefde en die oorvloed van die versadige effek wat ons kry, gevind kan word in hom. Ons lees van die wyn in Jesus se eerste aardse wonderwerk, waar hy meer as genoeg wyn vir die mense gemaak het, en daar nog baie vlase vol was, nadat Jesus het gedoen het, en het was hoë kwaliteit ook. Dit is ook belangrik om te onthou, hierdie is, dit is van goeie kwaliteit, dit is die beste van die beste. Ons sien dan, wanneer hy die brood vermeerder en die visse vermeerder, hoe daar altyd oorskot mandjies kos oorgebly het. En hulle sê ook in Johannes se evangelie, dat die mense was versadig gewees, en daar was nog steeds 7 of 12 mandjies oor gewees. Dit was 'n oorvloed. Ons lees ook van in 2 Konings 4 vers 1 tot 7, waar die weduwee
waar Elisa vir die weduwee gaan sê, gooi net die olie, hou aan olie ingooi, hou aan olie ingooi, want sodat jy die olie kan verkoop, dat jy jou skuld kan afbetaal, sodat jou seuns nie vir hierdie man moes nou gaan werk nie. En hoe in hierdie klein bietjie olie sy vlase en vlase vol van die olie kon maak, hoe dit genoeg was. En daar nog, dit was oorvloedig geweest, dit was meer as wat nodig was. En sy kon nog haar seuns by haar gehou het en na hulle omgekyk het. Daar is oorvloed wanneer jy Jesus aanvaar en wanneer jy werklik hom jou daaglikse brood en jou ware brood maak. Daar is vrede, soveel vrede, ons weet, daar's vrede wat betrokke gaan wanneer jy die brood inneem. Ons weet Filippense 4 vers 6 tot 7 wat sê die vrede van God het alle verstand te bowe gaan. Dit is vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maak nie saak hoe gelowig jy is nie, jy sal nooit dit kan comprehend nie. Ons lees in Markus 4 vers 35 tot 41, waar Jesus nadat hy op die water geloop het tydens 'n storm, in die skip klim en die storm bedaar. Hoe daar in die chaos nog steeds vrede is. Hoe kan jy dit hoor? Hoor dat daar in chaos, maak nie saak wat die omstandighede is nie, die winde waai, die donder weer slaan, die golwe is hoog, maar daar's vrede want Jesus is betrokke. As die lewe verwoes raak, of die lewe moeilik raak, en jy voel, jy kan nie jou kop bo water hou nie, maar jy het nog steeds daai vrede, dit is as gevolg van die brood wat Jesus is, wat jy afhanklik is van. Jy kry vreugde wanneer jy die Here aanneem as jou daaglikse brood. Vreugde, soos wat Paulus en Silas in die tronk ervaar het in Filippi, toe die aardbewing gekom het en die tronkdeure oopgeslaan het en hulle skotvry daar uitgeloop het. Daar's tevredenheid wat saam met dit kom. Ons lees in Filippense 1 vers 21 dat vir my om te lewe, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Dis Filippense 1 vers 21. En Paulus sê ook iewers anders is dat Christus is vir my 'n bate en enigiets anders is vir my 'n wins. Ek paraphrase 'n bietjie daarso en kan nie nou vir jou sê presies waar dit staan nie, maar die vers nou opgekom, ek het hom nie gaan neerskryf nie, maar daar's 'n tevredenheid, jy kom agter jy het nie nodig om nog na te jaag, jy het nie nodig om nog iets te vind om daai gat binne jou te vervul nie. Jy het oorvloed van hierdie genade en hierdie liefde wat jy kry by God. Jy het 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jy het vreugde wat jou maak sing wanneer jy in die tronk sit. Jy het 'n tevredenheid met alles wat jy het. Jy het nie meer nodig as jy Jesus het nie. Natuurlik, dis stupid om te sê nee, jy het nie kos nodig nie, jy het nie water nodig nie. Daar is fisiese behoeftes wat ons het, maar as dit by die geestelike aspek daarvan kom, jy het niks anders van die wêreld nodig as jy Jesus het nie. Want soos Jesus ook gesê het in Johannes, as ek weer daar kan uitkom, wie van my eet sal nooit weer versadig raak. Wie van my water drink sal nooit dors raak en wie van my brood eet sal nooit weer honger raak nie. Dit is wat hy daarmee bedoel. Jy gaan niks anders in die wêreld nodig hê om daai geestelike drang te vervul as jy die Here as jou daaglikse brood aanvaar nie. En ek wil dan uit ervaring uit ook praat. Dit is soos ek in die begin van die episode gesê, dit is ietsie wat ek geleer het deur die laaste 3 weke of 3 maande, is dat as Jesus nie my daaglikse brood is, as Jesus nie dit is wat ek my gees mee voer nie, raak my gedagtes meer negatief. Ek raak minder produktief, moet ek eerder sê. Ek voel fisies asof dinge net erger is. Ek gaan in 'n spiral, ek stres oor dinge wat buite my beheer is. Maar wanneer ek Jesus aanvaar as my daaglikse brood, wanneer ek hom elke dag inneem as my daaglikse brood, gaan daar niks wees wat my gaan onderkry nie. Is daar niks wat my gemoed gaan laat sak nie. En ek kan nou seker maar 'n bietjie meer deel. Ek was mee opgebreek oor 'n foonboodskap 3 maande terug en ek dink meeste mense het miskien nie agtergekom nie en ek gee dit totaal aan die Here, want ten spyte van daai seer en daai rou wat ek gehad het as gevolg van wat gebeur het vir daai hele tyd en tot nou toe nog, die vrede en vreugde wat ek nog steeds ervaar het ten spyte daarvan, was die Here, en ek het agtergekom as ek nie my tyd met die Here spandeer het nie, was dit nie daar gewees nie. So ek het begin agterkom, ek is so bitterlik afhanklik van hom
om my geestelike drang te vervul. Dat ek nie hoef te hardloop of na verhoudings of na drank of na enige seksuele losbandigheid of wat ook al dit was nie. Ek het die Here gehad in my en met my en hy het my geestelike drang gevoed. En dis nie nou dat ek dit nie besef het voor dit nie. Ek dink ek het voor dit ook besef hoe drasties my manier van leef en my denke verander het voor dit, maar ek het die afhanklikheid daarvan ervaar die laaste 3 maande en ek prys die Here dat hy daai situasie kon gebruik het om my te leer. Nou, wat ek nou wou sê, wat ek sê dat ek later gaan uitbring, is wat ek ook geleer het na al hierdie, ek het Prediker ook intussen gelees. En as jy nog nie Prediker gelees het nie, stel ek ook voor jy gaan lees dit. Want Prediker is 'n journey van hoe Salomo basies probeer regstel uit wat die doel van die lewe is. En hy het in allerlei dinge sy purpose probeer vind. Hy het dit in drank probeer vind, hy het dit in materialistiese goed, hy het dit in vrouens. Alles wat ek genoem het hy ook oor gepraat in die Prediker boek. En hy eindig toe, aan die einde, die slotsom, vers 13, Prediker 12 vers 13, het hy sê, die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit, dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is, of kwaad. Nou, ek dink God, nadat ek al hierdie gelees het, nadat die Prediker so mooi sê, alles aardeliks is net 'n gejaag na wind. Ek het gesien dat die Here het 'n mens geskep met 'n gat in ons harte. En daai gat maak ons jeun daarvoor en ons wil alles in ons kry of enigiets kry om daai gat te vervul. En ons mens probeer maar gryp na die laaste ding wat ons kan sien, maar die Here het dit gemaak dat daai gat net deur hom gevul kan word en dat ons net satisfied sal wees as ons daai kry. Dat ons net tevrede sal wees wanneer hy daai gat vul. En dit is wonderlik dat ons Skepper so graag weet ons sal wees dat hy ons intentioneel sal design sodat ons hom najag en hom nodig het. Want ja, ek weet nie want nie, dis net awesome. Dit is so cool dat ons 'n Here dien wat met ons wil loop, wat met ons wil deel aan die pyn. En ons weet hy het deel met ons aan die pyn want hy het pyn ervaar op sy tyd op aarde hierso. En betekenis het hy ook die harde manier geleer deur die temptation in die woestyn. Hy het soveel temptasies dat ek dink baie mense vandag in vasval en vasgevang word. Hy weerstaan want hy het geweet waar sy ware brood lê. Ons sien ook hy het natuurlik daai Deuteronomium 8 vers 3 aangehaal toe hy met die duiwel gepraat het en die duiwel hom probeer versoek het en vir hom gesê het, maak brood hieruit. Uit hierdie klip uit. En nou is die vraag natuurlik, en ek dink ons almal weet wat die antwoord is, hoe maak ons Jesus ons daaglikse brood? En dit is iets wat ek en Johan so baie oor praat en so baie na verwys, maar dit bly tog belangrik. Kennis van die woord, die studie van die woord, lees van die woord, en intieme en intentionele tyd in gebed. Dit is hoe jy jou geestelike drang voed met die Here. Nou, die Onse Vader weer eens, met die gebed, gee ons vandag ons daaglikse brood. Die Here, soos ek nou gesê het, hy voorsien, hy gee in oorvloed. Ons lees in Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ons gaan niks kort kom as die Here ons ware herder is en as hy ons ware brood is nie. En jy mag dalk vandag wonder of dink, nou, ja, dit is nice om te hoor en als. En jy verstaan die boodskap, maar ek wil hê as jy miskien iewers in jou lewe, of as jy swaar kry, of as jy moeilike dinge ervaar, dink bietjie net by jouself, wat is my daaglikse brood? Wat op die oomblik is die ding wat ek die meeste aandag aan gee? Wat op die oomblik is die ding wat my meeste consume, wat my siel die meeste uitput? Wat is die ding wat ek gebruik om my siel te voed? En dit is maar 'n rou vraag, jy moet maar eerlik wees met jouself. Dit is iets wat ek op 'n daaglikse basis
vir myself probeer vra, was Jesus vandag my daaglikse brood gewees? Was dit ietsie was dit Here die soos wat ek na toe gegaan het, toe ek dinge nodig gehad het, en daar's baie dae wat ek dit nie doen nie, dis die dae wat ek definitief kan agterkom, daar fout is in wat ook al dit is, wat ek aangepak het, of nou is my emosionele stand, of my fisiese stand selfs baie keer, en ek dink die emosioneel en die geestelike en die fisiese hand het half 'n koneksie met mekaar. Maar net om weer terug te kom, vra jouself, wat is my daaglikse brood? En as jy dalk voel, dit is ietsie wat jy baie lank uitstel, jy sal verlang besig met drank, of jy sal verlang besig om jouself in jou werk in te gooi, of in jou studies in te gooi, en dat jy jou doel en jou meaning en jou fulfillment en daai gat wat die Here in ons gesit het, probeer vul met enigiets aardeliks. En jy voel dis dalk te laat vir jou. Of jy voel jy is too far gone. Onthou die gelykenis van die verlore seun of die wegloopseun. Hy was in 'n varkhok gewees en hy het geëet van die varke se kos om sy honger te stil. En toe besef hy en onthou hy kan teruggaan na sy vader se huis toe. En die vader het hom met oop arms verwelkom en hom weer met oorvloed geseën en hom die vetgevoerde kalf gaan slag. En dit was 'n groot feesviering. Dit is nooit te laat om terug te gaan, die mense. Dit beeld net weer die genade van God uit. Die genade van God is so mooi en is so onbeskryflik groot. En ons sal, dink ek, nooit ooit genoeg kan waardeer hoe groot die genade van die Here was nie. So, met dit gesê, sluit ek af. Ons is elkeen gemaak in 'n fisiese mate en in 'n geestelike mate. Ons het nes ons fisiese behoeftes het, soos om gesond te eet, genoeg slaap te kry, genoeg water te drink, geestelike behoeftes wat ook vervul moet word. As Jesus nie ons geestelike brood is nie, as Jesus nie ons ware daaglikse brood is nie, gaan iets anders dit word. Of dit nou is seks, of dit nou is jou werk, of dit nou is jou verhoudings, of dit nou is jou roeping, of dit nou is ander mense, of dit nou is drank, of dit enigiets aardeliks is, dit gaan dit vervang, of dit gaan die plek neem van Jesus. Maar as jy Jesus jou, en as jy nou natuurlik dit nie Jesus maak nie, jy gaan altyd leeg voel, gaan altyd honger bly, gaan altyd dors bly. Maar die Here Jesus beloof ons, wie van sy brood eet, sal nooit honger ly nie, sal nooit dors word nie. En daar is altyd oorvloed by hom, en daar's tevredenheid by hom, en met hom, en hy moedig ons aan. Hy sê in Matteus 11 vers 28 tot 29, my juk is swak, my juk is sag en my las min. Hy gee om, en hy wil saam met jou die pad stap, hy wil jou voed, hy wil jou laat groei en vorentoe beweeg. Jy moet net die stap neem, en hom jou daaglikse brood maak. Mag jy dit doen hierdie week, mag jy dit doen die res van die maand, en die res van die jaar, en die res van jou lewe, en baie dankie dat julle geluister het, ek hoop julle het regtig ietsie hier uitgekry, en ek hoop en bid, julle het 'n geseënde week verder. Totsiens.